Goeiemôre, liewe familie, vriende. Vergun my so 'n oomblik net om aan julle Dennis en dan om aan julle as familie in die breë net my en my eie vrou Andri se enige meelewing, ook met die afsterwe van Jackie. Baie sterkte vir vandag en ons bid dat julle as familie en vriende die troos van die Here sal ervaar vandag. Want ook al is daar 'n stukkie verlossing in Jackie se heen gaan, is dit nie minder seer nie. En daarom mag die Here julle ook daarin troos. Ek wil graag vir ons begin deur die begrafnisbrief voor te hou. Dennis het dit vroeër vir ons by die graf ook voorgelees en ek hou dit graag aan ons almal hier voor. Ons neem afskeid van Jackie. Dennis mag nooit gesê het hy moes haar babes noem. 'n geliefde ma, Miems dogter, nooi suster en matriarg van ons gesin. Here, dankie vir die lewe wat U aan ons geskenk het deur haar. Dankie vir die voorbeeld wat sy was en mag dit bly by almal wat opgekyk het na haar. Dankie vir die liefde wat sy so vrylik gegee het en veral aan die troepe en haar geliefdes. Sy was 'n ma wat haar kinders bo alles lief gehad het, 'n ma wat alles sou gee vir haar kinders sonder om te twyfel, sonder om terug te hou. Haar liefde was haar bediening. Sy was ons steunpilaar wanneer ons gewankel het, het sy gestaan, wanneer ons moeg was, het sy gedra, wanneer dinge swaar geraak het, was sy die een wat gesê het, ons sal deurkom en 'n plan help maak. Sy het ons geleer wat dit beteken om lief te hê soos Christus lief het. Sy het ons geleer om te vergewe selfs wanneer dit moeilik is. Sy was reguit, eerlik. Sy was reguit en eerlik, soms streng, maar altyd met 'n hart vol liefde. Sy was 'n fighter, sy het nie maklik opgegee nie. Sy het haar stryd met geloof gevoer en selfs in haar swaar kry het sy aangehou glo. Die Bybel sê in Spreuke 31 dat 'n deegsame vrou kosbaarder is as juwele. Vandag weet ons dit. Dit was sy. Ons rou omdat ons haar mis, maar ons hoop omdat ons glo dat sy nou rus in die arms van haar hemelse Vader. Rus in vrede, my babes, nooi, Miems en sus. Jou werk hier is klaar, jou liefde leef voort in ons, in jou kinders, jou familie en alles wat jy ons geleer het. Ons sal jou nooit vergeet nie. Ek lees vir ons dan ook daarmee saam haar lieflingvers, soos Dennis dit vanmôre gestel het, want ek weet watter gedagtes ek kan gaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om aan julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Kom ons bid om die seën van die Here en dan gaan ons daarna voort ook in gebed, ons buig die hoofde. Kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Vader, verhef U hande oor ons, seën ons as ons hier by mekaar is, en mag op wat ons doen en wat ons dink strek tot eer en verheerliking van U naam. Almagtige God, hemelse Vader, in hierdie oomblik waar ons harte seer is, kom ons vol van ons rou emosies na U. Die ware en die enigste troos vir U kinders. Ons kom val in aanbidding voor U neer en bid dat U by ons sal wees in hierdie diens, dat U woord en U gees ons harte en gedagtes sal binnendring en ons sal vul met die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede wat daar net te vind is in ons Here Jesus Christus. Hy wat die dood oorwin het, sodat ons nie in die graf vaskyk nie, maar verder sien. Dat ons ander kant die graf kan kyk en 'n ewigheid vir U kinders kan sien. Ons bid vir Dennis en die kinders en die familie wat vir Jackie so lief is. Ons bid vir elkeen van hulle vriende en familie wat hier is om te ondersteun. Wil U elkeen omvou in U Vaderhand en troos met die enigste troos wat ons het, dat ons in lewe en in sterwe, na liggaam en na siel, nie aan onsself nie, maar aan ons koning en verlosser Jesus Christus behoort. Gaan met ons as ons nou U woord oopslaan, neem weg wat skeiding bring tussen U en ons, en gee dat ons die woord duidelik sal hoor, na die mening van U Gees. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Ons gaan saam sing, lied 464, verse 1 tot 3. Ons sing dit saam, ons sing dit staande, en dan kan ons daarna weer ons sitplekke inneem.
Kom maar sit. Ons wil graag vanmôre saam luister na die woord van die Here uit Romeine 8 uit. Romeine 8, ek lees vir ons vanaf vers 18 tot en met vers 30. Ons luister saam na die woord van die Here. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dis nie regtig hoop nie, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ook ons ook in ons swakheid tot hulp. Ek wil graag hierso self net die klem lê daarop, wanneer ons rou en wanneer ons seer is, en juis wanneer 'n mens sukkel met die woorde en jy weet nie wat om te sê nie, hoor wat sê vers 26. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in, met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. Diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees tot sover. Ons fokus op die heel eerste gedeelte wat ons gelees het. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Liewe familie, vriende, geliefdes in ons Here, op 'n dag soos vandag, dag wanneer iemand vir wie ons baie lief is, wanneer ons vir Jackie begrawe het, dan is die seer van die lewe eintlik maar hier reg hier voor in jou gesig. Dit is onvermydelik, jy kom nie daar verby nie, daar's nie plek om weg te kruip nie. Nie plek vir ligsinnigheid nie, daar's nie plek vir voorgee nie. So kan ons vanmôre ook nie vir die realiteite van lewe en dood wegkruip nie. Dit maak ons teks ook duidelik. As jy die teksvers weer lees, dan breek jy die saak eintlik mooi oop in twee dele, die huidige lewe en die toekomstige lewe, dit wat ons verwag, die teenwoordigheid en ons verwagting, ons hoop. Genadetyd en hoop. Ons teks begin met die genadetyd. En ek noem dit spesifiek so, ek noem dit spesifiek genadetyd, omdat dit is waarvan ons teks praat. In die Grieks kry ons byvoorbeeld twee woorde vir tyd, kronos en kairos. Kronos, kronologie, die tyd wat volg een op die ander, 1 sekonde op die ander, 1 minuut op die ander. 'n uurglas as jy wil, daai een wat jy graag op sy kant wil draai. Dit verwys gewoon na die verloop van tyd op aarde. Maar die gebruik van die woord kairos verwys na 'n godgegewe oomblik of tydperk. En in die Grieks lees ons letterlik dat die swaar kry van hierdie kairos, van hierdie godgegewe tydperk, hierdie godgegewe tyd wat ons het met mekaar.
die swaar kry van hierdie Godgegewe tydperk, die lewe op aarde van 'n mens, nie kan opmeet teen nie. Goed, familie, vriende, jou en my lewe en veral Jackie se lewe, is juist dit, 'n Godgegewe tydperk. 'n Tydjie wat ons saam met mekaar het. Noem dit 'n tyd wat God vir Jackie aan jou gegee het, Dennis, en vir julle as kinders, as 'n ma gegee het. Aan pa William en ma Sanet geleen het. Vriende en vriendinne, kollegas, ons het genade tyd gehad om haar te ken en in verhouding met haar te staan. Genade tyd waarin 'n ma haar kinders kan lief hê, leer en lei. Waarin 'n vrou haar man kan lief hê en saam met hom die lewe kan geniet, soos ons ook op die foto's gesien het. Genadetyd waarin 'n mens 'n impak op jou kollegas rondom jou maak. Genadetyd waarin die mense rondom jou kan leer ken as 'n kind van God. Genadetyd waarin ons die genadegawes wat God se Gees vir ons gee, kan uitleef. Genadetyd wat ook mooi verklaar word deur 'n beeld wat Francis Chan eendag gebruik het. In sy een preek het hy die voorbeeld gehad van 'n lang wit tou. Jy kan jouself voorstel, hierdie tou hardloop hier by die deur uit en jy kan nie sy punt sien nie, maar aan hierdie kant hou hy dan die punt van die tou vas en die voorste deel is rooi. En dan sê hy, hierdie rooi gedeeltetjie is daai Kairos oomblik. Dis daai Godgegewe oomblik, jou tydjie op aarde, daai rooi stukkie. Ons moet mooi oorweeg hoe ons hierdie rooi stukkie gebruik. As jy dit meet in perspektief van 'n ewigheid. Hoe spandeer jy dit? Hoe berei jy voor? Hoe spandeer jy tyd met mekaar? Ons jaag dikwels in die rooi deel rond vir finansies, afsprake, mense se goedkeuring, mense se verwagting. Ons verloor uit die oog dat hierdie rooi gedeeltetjie net genadetyd is. Tyd waarin ons 'n impak moet maak, 'n impak op jou kinders, 'n impak op jou wederhelft, werknemers, werkgewers, kollegas, elke mens wat oor jou pad kom. Maar dis ook 'n tyd waarin ons onsself voorberei vir die ewigheid, die wit deel van die tou. So ja, liewe familie, vriende, hierdie tydjie op aarde is genadetyd, tyd wat aan ons geleen word, tyd wat ons in perspektief van die ewigheid moet sien en benut. Want voor ons onsself weer kry, staan ons weer by 'n graf aan die ander kant van 'n Kairos tydjie. En dalk klink dit vir 'n oomblik nou hier vir jou soos 'n vals noot. Genadetyd. Genade in die konteks van swaar kry, genade in die konteks van Jackie se siek wees en lyding en seer wat sy gehad het. Selfs ons doopsformulier sê dit vir ons aan die begin van 'n klein mensie se lewe. Hoor ons, hierdie lewe is niks anders as 'n voortdurende sterwe nie. En tog word dit deur God self beskryf as genadetyd. So hoekom hierdie genade en hierdie swaar kry by mekaar? Nou die saak steek so vir my in mekaar. Ek is bewus, nie almal van julle wat hier sit hou van kamp nie. Maar daar's heelwat mense wat doen, so ek gaan met die beeld gaan. Dis lekker om bietjie bos toe te gaan, die tent op te slaan, weg te kom uit die dorp uit, weg te kom van jou gewone dinge uit. Maar in hierdie weer wat ons die laaste ruk gehad het, as jy nou jou tent opgeslaan het in Lataba, ek dink nie dit sou so lekker gewees het nie. Dinge mag ongemaklik raak, die tent lek, die waterdam op van onder, swaar weer, rukwinde, maak die dinge onplesierig en waarna verlang jy dan? Verlang na jou eie huis, wat op vaste grond staan, wat nie wankelig is nie, wat nie weggewaai en weggeruk kan word nie, wat seker en vas is. As hierdie weer so opsteek, dikwels dan trek ons tentpenne uit. Ons pak op, slaan jou tentjie af, gaan terug huis toe. Hy is op vaste fondasie, permanente dak oor jou kop, waar die wind en die weer buite bly. Nou, liewe familie en vriende,
Dis so met ons lewens. Ons bly in 'n tentjie hier op aarde. Dis doelbewus 'n tydelike woning. En hier is dinge wat as gevolg van die sonde, so leer ons in Genesis 3, deur die sonde het dit in die wêreld ingekom, is daar dinge in hierdie lewe wat seer maak, goed soos siekte. En die sonde gaan verder en bring moeilikheid in soveel ander opsigte, maar in Jackie se konteks nou, en sien ons die siekte spesifiek en die seer en die swaar wat daarmee saamkom. En dan sien ons hier die ongemaklike tentwoning, ons sien dis ongemaklik, dit maak seer, en dit voel nie lekker en mense vra baie keer, maar waarom die seer kry? Waarom moet hierdie deel wees van ons lewens, geliefdes, want dis 'n tent, dis nie jou huis nie. Ons het 'n vaste huis op 'n vaste fondament wat Christus is, vir wie Jackie ook bely het. Gesê het, sy glo in hom, sy hou aan hom vas. Sy het 'n sekere en 'n vaste hoop in hom en dis ons veilige tuiste. Dis ons ewige woning en die teks sê dat hierdie lewe kan nie opweeg teen die heerlikheid wat ons verwag, wat God vir ons bekend gaan maak nie. Nou opweeg, dis om lekker, die beste, die mooiste, die wonderlikste dele van hierdie lewe te vat. Die mooiste dele wat jy onthou van mamma, die mooiste dele wat jy onthou van Jackie, van julle dogter, van julle sussie. Vir daai mooiste herinneringe, sit dit in die weegskaal. En dit kom nie naby dit wat sy in Christus het nie. Kom nie naby dit wat elke een van ons wat in hom glo kan verwag en kan weet ons in hom het nie. Hierdie heerlikheid weeg soveel swaarder, het soveel meer gravitas dat die beste, lekkerste, wonderlikste dele van hierdie lewe nie dit kan beweeg of verplaas nie. En soveel so dat Paulus nie anders kan as om hierdie genade tyd wat God vir ons hier op aarde gegee het as lyding en swaar kry te beskryf nie. Jou beste, jou lekkerste wat jy beleef is lyding in vergelyking met dit wat Christus vir jou bewerk. As ons dan die seerste seer van hierdie lewe in hierdie weegskaal gooi, besef jy wat sy heerlikheid, vreugde, mooiheid, asembenemende, wonderlike toestand, die gelowige in verkeer, as ons tent afslaan, en ons ewige huis ingaan. Miskien nog 'n konteks om dit in te aanskou. Ons sê vir mekaar, Jackie is oorlede. En dis juist dit beteken oor haar lyding, oorlyding. Verstaan julle, familie, vriende, dat ons glo dat Jackie van hierdie lyding en seer van die laaste paar maande agter haar gelaat het. 'n tree deurgegee het na hierdie heerlikheid wat ons op hierdie stadium nie eers amper kan begryp nie. Dis aan haar geopenbaar. Sy ken groter vreugde as wat sy ooit op aarde sou geken het, as sy aan ons Here Jesus geglo. En dit is die getuienis wat ons het. Dat sy ons vooruitgaan, want dit is elke gelowige se bestemming. Sy het haar tentjie afgeslaan, haar ewige huis ingestap, en daar is sy veilig. En dit is hoekom Paulus juis hierdie woorde gebruik. Dit is ons verwagting, want hierdie heerlikheid is bestem aan ons gelowiges om aan ons bekend gemaak te word. Ons teks sê ook dat die skepping wag vir hierdie openbaring. Alles wat God gemaak het, wag in spanning om te sien. Wat wil hulle sien? Wat wil die skepping sien? Wat is die openbaring van die heerlikheid? Wie die kinders van God is. Maar ons sê vers 23, ons wag ook, ons sug ook. Maar ons het, anders as die res van die skepping, hierdie verwagting wat in ons gegee is deur Jesus Christus. 'n verwagting gebou op die verlossingswerk van Christus. Dat die wat glo bevestig sal word as kinders van God. Met ander woorde, die skepping is aan die gevolge van die sonde onderwerp.
soos ons teks dit ook stel. Die aarde verkeer in geboortepyne en hierdie geboortepyne neem toe en word meer intens na mate Christus se wederkoms naderkom. En ons sien dit in die pyn van die skepping en die aardverwarming en aarde wat soms skud, hoe dit toeneem, tsunamies wat lande oorspoel, vloede, droogte ensovoorts. Alles neem toe, word meer intens. Is die skepping wat sug van verlange met die oog op die wederkoms en die finale oordeel van Christus en die afwagting van die geboorte van 'n nuwe aarde. 'n Konstante herinnering dat ons maar in 'n tent bly. Maar anders as die skepping, hoef ons nie te wag om hierdie heerlikheid van die belofte in Christus te ken nie, want wanneer ek doodgaan, trek ek my tentpenne uit en slaan ek die tydelike woning af en het ek my laaste kontak met die sonde. Ander kan die dood word die gelowige bevestig. En word daar gesê, jy is myne. Jy is my kind, sê die Here. En hoor weer mooi, wat sê ons teks? Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hier is woorde van oortuiging, van sekerheid, van verwagting. Hy sal bevestig dat jy dit wat jy glo. Hy sal bevestig dat jy sy kind is. En dan leef ons daarna soos dit in Maleagi beskryf word. Hoor hoe word die hiernamaals beskryf. Die wederkoms kom, die oordeelsdag kom soos die son van verlossing met genesing in sy strale. En God se kinders sal bokspring soos vetgemaakte kalwers. Wat 'n heerlike vooruitsig vir ons wat nou nog hierdie kairos het, in hierdie God gegewe oomblik leef. Geliefdes, dis die beroep ook vanmôre. Gebruik hierdie kairos ten volle. Maar hier in daai troos, daai sekerheid dat as hierdie oomblik verby is, het ons hierdie verwagting. En hy gee ons hierdie versekering dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat hom liefhet. En hierdie is 'n vertroue, geliefdes, is 'n vertroue wat ons bely dat selfs die dood vir ons kan goed wees. Nie net kan nie, maar is, omdat ons sy kinders is. Die gelowige het 'n verwagting dat boonbehalwe die slegte, selfs die lekkerste lekker, die beste van die beste, die wonderlikste van belewennisse, nie naby kom aan dit wat Christus vir ons gee nie. Dit sê vers 29, is om gelykvormig aan die beeld van die seun te wees. Omdat hy ons daartoe bestem het, roep hy ons uit ons sonde uit, spreek hy ons vry, sodat ons die heerlikheid in Christus kan ken, wanneer ons van hierdie tentwoning af oorgaan na ons ewige huis. Ons verheerliking, en so glo Jackie, en so glo ons ook Jackie se verheerliking, liewe familie en vriende, staan in skrillende kontras met Jesus se vernedering. Hy is verneder, deur God verlaat, die regverdige wat al die heerlikheid verdien is verneder en het gelei, sodat hy 'n God van empatie is en ons lyding ken. Hy beleef al hierdie lyding wat ons verdien, want so het hy ons heerlikheid verwerf, sodat sy heerlikheid ons sin kan word. En dit is dan ons troos vanmôre. Dennis, kinders, vir julle ma en pa, boeties en sissies, dat die seerste seer genees sal word. Dat die lekkerste lekker van hierdie bedeling nie opweeg teen dit wat God vir ons 'n realiteit maak in ewigheid nie. En dat ons glo dat Jackie, soos sy dit self bely het, nou reeds hierdie heerlikheid ken. En dat sy elkeen wat glo seker kan wees, 'n verwagting kan hê, 'n seker en 'n vaste hoop kan hê, dat hierdie heerlikheid ook ons deel sal word. Mag ons Here ons ook met hierdie wete troos. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons dankie. Dankie dat ons U mag ken. Dankie dat ons voor U mag verskyn. Dankie dat U Uself aan ons openbaar het en dat ons so na aan U kan leef. Dankie dat U Uself aan ons openbaar het en dat ons daarom ook mag weet dat hierdie lewe
niks anders is as voortdurende sterwe nie, dat hierdie 'n kairos oomblik, 'n Godgegewe genade oomblik is wat ons het. Vader, dat ons dit dan ook so sal vasgryp en sal leef uit hierdie genade oomblik. Dankie Vader vir die kairos oomblik wat Jackie se lewe was. Dankie Vader dat ons ook kan weet in die geloof, dit wat sy bely het, dat ons kan vertrou en vertroos word daarmee dat 'n gelowige lewe nie eindig nie, maar bloot deurgaan die ewigheid in, om saam met U 'n heerlikheid en 'n vreugde te beleef wat ons nie op hierdie aarde ken nie. Wil U ons hierin vertroos en versterk, en mag ons ook mekaar vanmôre hiermee bemoedig. Dit bid ons van U, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Ek wil vra dat ons staan, dan sing ons skrifbreiding 18:6 verse 1, 3 en 5. Of ook lied 602 verse 1, 3 en 5. Ons staan, dan sing ons dit en dan daarna bid ons om die seën van die Here. So bly staan as ons klaar gesing het, dan bid ek vir ons vir die seën van die Here. Bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen. Ons kom maar sit. Goed, liewe familievriende, net praktiese reëlings van hier af. Ek gaan nou vir Marinda oproep om vir ons die bedankings te doen en daarna ontmoet ons mekaar hier buite op die stoep vir 'n koppie koffie en tee en ietsie te hap. Om ook mekaar te ondersteun en onderskraag. Vra dan Marinda vir ons sal vorentoe kom. Ons loof en prys ons hemelse Vader vir sout van die aarde mense wat hy oor ons pad gebring het. En namens Dennis en die kinders William en Sanet wil ons die volgende persone dankie sê. Dr. Toffie Bleker. Ons het tydig en ontydig geskakel. Klokslag het jy geantwoord of teruggeskakel. Met opregte empatie en simpatie het jy ongevraagd ingeval omdat jy besorg was oor Jackie. Jy en jou seun John T. het ure langs haar gesit en die bloedoortappings gemonitor by haar huis. Selfs by die hospitaal het jy telke male ingeloer, soms 2 keer per dag. Dankie vir jou onbaatsigtige ondersteuning en die moeilike pad wat jy saam met ons gestap het. Linda en Sarel Venter. Linda, jou jeep het die pad na Jackie toe al self gery. Jy het soveel tyd afgestaan as 'n liefdesblyk
om op 'n gereelde basis haar geswelde voete te masseer. Hoeveel kere het jy haar nie aan die slaap gemasseer nie? Die blomme wat jy aangedraai het om haar op te beer. Sarel, dankie ook vir die stoel wat jy gebring het om haar gemakliker te maak. Dankie vir julle albei se besoeke en die ondersteuning by die hospitaal. Betsy Swanepoel, opregte waardering vir jou bystand in die moeilike tyd met die kinders. Vanessa, dankie vir jou bereidwilligheid om Jackie se hare by haar huis so mooi te kom versorg. Jy was altyd bereid en jy het altyd jou tyd opgeoffer om haar by te staan. Sy het jou kuiertjies so geniet en dit so opreg waardeer. Nadia, Roxanne en Marianne, julle was Jackie se boesemvriendinne. Dankie vir elke besoek, blomme en gebede. Sy het altyd uitgesien na julle kuiertjies wat haar so opgebeur het. En dan Dominee Dirk, jou besoeke en geestelike bemoediging. Dankie vir die boodskap vanoggend uit God se woord. Ons glo en vertrou dat elkeen daarop sal voortbou en sal vasklou aan ons geloof in die tye van wanhoop en hartseer. En dan die susters van die gereformeerde kerk. Dankie vir julle bystand vanoggend met die drinkgoed en die verversings na afloop van die erediens. Dit word so baie waardeer. Die orgelis. Met dank aan Marietjie vir die orgelspel vandag en ook jou boodskappe en omgee. Dit word so waardeer. Die koster, met dank aan oom Roel van Jaarsveld, wat al deel is van ons gemeente. Opname en klank, Hannes van Wyk Junior, baie dankie vir jou bydrae hier vandag met die hantering van die tegnologiese sy van die sake. Familie, vriende en vriendinne, familie, vriende en elke gebedsgroep, dankie vir julle gebede, die bystaan en die ondersteuning. Dis julle gebede wat Jackie en vir ons gedra en regop gehou het. 'n Spesiale dankie aan David Spencer, Johan en Marinda Olkers, die VLI-lede en in besonder die Loritak. Dankie vir Jacqueline Botha en Angelique Raal vir die pragtige liedere wat julle gekomponeer het vir Jackie. Dankie Landie Besuitnout van Hospice en haar personeel vir julle bystand en die nodige toerusting wat ons kon gebruik om dit vir Jackie gemakliker te maak. En dan Andrie en Joe van Martins begrafnisdienste vir die wyse waarop julle met soveel deernis vir ons lyding, ondersteuning en bystand gebied het in hierdie tyd. Weet nie wat sal Nelspruit sonder daai twee mense doen nie. Die woordjie dankie is so kort en so algemeen, maar weet dat hierdie dankie uit die diepste van ons harte kom. En dan Dr. Sarita, die onkoloog in haar span, baie dankie met waardering vir julle bydrae met die pad wat ons gestap het. Die mediese personeel, Debbie en haar span wondsusters, Amelia, wat bloedtoetse tuis hanteer het, Corneise Leers van Sortmark van Heerdens apteek, wat met sorg die medikasie hanteer het. Dan Mbombela strate en stormwater in hierdie tyd, met dank aan Ian en sy span wat regtig uit hulle pad gegaan het, om die kernpad te skraap en ook die dreineringsstelsel te installeer by die begrafplaasie op die plaas. Offshore werkskollegas van Dennis, vir julle omgee en julle bydra word baie waardeer. Hierdie staan nie in die briefie nie. Maar ek wil net sê dat Nettie, Spenny, soos ons hulle ken, en die 3 klein kindertjies in Dennis, julle is vir ons 'n wonderlike voorbeeld van hoe julle altyd daar was vir Jackie. Regdeur haar siekte en veral in die laaste tyd,
Julle het baie keer nie in julle eie beddens geslaap op die plaas nie. Julle het in hulle huis gaan intrek en julle was daar vir Dennis vir Spencer en vir Nettie. Nettie het baie tyd by Jackie gespandeer. Baie nagte het hulle 3 beurte gemaak om by haar te sit. Jackie was nooit alleen nie. Selfs in die hospitaal was hulle daar. Jackie, Nettie, jy het ongelooflik baie gedoen. Jy het die kinders versorg, nog tussendeur. Jy weet, wanneer iemand siek word, dan gaan die lewe nog daar buite aan. Kinders moet skool toe, kinders moet huis toe, kinders moet aan sport deelneem. Toe kom die vakansie. Jy moet iets met hulle doen. Jy moet hulle bystaan in hulle hartseer. En ek sê net vir julle, dat ek dink God kyk met baie deernis op julle af, en met bitterlike baie waardering, vir hoe julle na een van sy kinders gekyk het. En dan, nie die minste nie, wil ek baie dankie sê, vir RW, Giselle, en ek het geweet, ek gaan daai naam vergeet, Isaac. Isaac, julle het vir mamma so mooi bygestaan. Julle was altyd daar vir mamma. Baie keer het julle haar handjies gaan vashou, wanneer die pyn te erg was. Hierdie kinders was ongelooflik, en Dennis, vir jou en vir Jackie, gee ek vir julle 'n sterretjie daarvoor. Dankie.